Goeiedag, baie welkom by ons elektroniese erediens NG Wonderboompoort op 6 September en is heerlike lente. Ons hoop die winter is verby en dis ook 'n wonderlike tyd in ons gemeente altyd in die lente. Want dan is dit sendingfeestyd en ons is so dankbaar en bevoorreg dat dit ons 25ste sendingfees is van ons gemeente. Ek self is net 20 jaar daarvan hier, maar ons is regtig dankbaar vir die Here dat ons so lank pad al kon stap met soveel sendelinge om finansiëel by te dra tot die evangelie dat die hele wêreld kan ingaan van hier by ons tot by, waarskynlik is die verste wat ons ondersteun, Filippyne. Ons tema is daarom juis 25 jaar sending, hoe om te volhard in betrokkenheid. En ons is ook baie bevoorreg om hier by ons te hê, al is dit per video vir Dominee Frik van Rensburg. Nou, Frik van Rensburg is al meer as 10 jaar, is hy die direkteur van Suidelike Afrika van CEF, wat staan vir Child Evangelism Fellowship. En ons het deur hom betrokke geraak en ondersteun al 'n paar van die begin af eintlik, 'n paar sendelinge in Madagaskar, en ons gaan net van hulle ook hoor. Ja, Dominee Frik is, behalwe dat hy direkteur en 'n dominee is, praat hy ook vlot, wel dit klink vir my vlot, Malagasy, die taal wat hulle in Madagaskar praat. En hy was al 'n paar keer by ons, en ek dink as ek sal vir hom vra, wat moet ek van jou sê? Dan gaan nie 'n lang CV stuur nie. Hy sal waarskynlik, soos ek hom ken, sê net vir die mense, ek is lief vir die Here. Want dit is hy. En hy het al soveel vir ons versterk in die geloof en ons gedagtes oor wie Jesus is en wat hy wil hê ons moet doen vir breed in die wêreld. So ons sien baie daarna uit. Kom ons praat oor die program wat vandag begin van die sendingfees en dit loop tot by volgende Sondag, die 13de. Elke dag in die week van Maandag tot Donderdag is daar dienste wat ons vroeër in die dag beskikbaar gaan stel met skakels, die gewone maniere, en ons wil julle uitnooi om saam te kyk, soos gewoonlik, 7:00 in die aand. As klein groepe kan julle natuurlik ook by mekaar kom en dit saam kyk en dan saam dit net op bespreek. Die ander groot nuus natuurlik is dat ons vanaand, die 6 September en ook die 13de September, gaan begin met ons dienste in die kerk self. Ons gaan as toetsloopie hê dat ons die 6 September 'n jeugdiens gaan hê en dan ook die 13de net die jeugdiens. As die Here wil, dan wil ons die week daarna, die 20ste September, dan oggenddiens en aanddiens hê. Daar is 'n hele stelsel van besprekings. Basies kan julle 'n e-pos stuur en sê na die kerkkantoor toe, wonderboompoort@gmail.com, en sê vanaf die Maandag voor die Sondag kan julle sê, maar julle wil graag bywoon en julle sal 'n SMS kry sodat ons dit kan opvolg. Deur hierdie week gaan ons ook heelwat spreekbeurte hê. Ons het slim geraak met al die elektroniese dinge, so ons eie sendelinge, almal van hulle het vir ons video's gestuur wat ons ook gaan wys in die dienste en so aan mekaar sit. Vanaand in die kerk gaan Dominee François Smit ook met ons gesels. Hy is van Pen. Hy het laas jaar sy sendingfees saam met Marinda van die kerk van Pen gelei. En hy gaan dit nou vanaand ook hanteer, lewendig in die kerkgebou. En dan Donderdag sien ons uit na Herkiel Steyn wat met ons gaan praat. En Herkiel is ook al jare betrokke by ons met die kinders en praat hy oor lande. So ouers van laerskoolkinders, spesiaal julle ook, organiseer daar in julle huis, dat julle saam kan kyk na Herkiel. Herkiel het regtig so gawe, ons luister graag na hom dan ook. Volgende week, Sondag, gaan ons dan ook die geloofsbelofte offer opneem. Kom ons worstel, dan bid ons saam. As ons opkyk na die berge, dan weet ons waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp
kom van die een wat die hemel en aarde gemaak het, maar nie in die hemel gebly het nie, maar mens geword het as eerste gestuurde van die Vader, ons Here Jesus Christus. Here, ons is hier in U naam by mekaar, en ons vier U liefde vir ons, maar ook U liefde vir die hele wêreld, die wêreld wat U deur ons wil bereik. Dankie Here vir die voorreg dat ons by mekaar kan wees, op so 'n manier wat al amper begin gewoond raak vir ons. Dankie vir die dienste en ons wat kan begin in die kerkgebou ook, en ons wil bid dat U dit ook sal seën en ons wysheid sal gee, en ons 'n nuwe waardering daarvoor. Ons bid vir die sendingfees, vir Dominee Frik se boodskappe, vir die ander sendelinge, vir hulle organisasies. En Here, vir elke lidmaat en nie lidmaat wat inskakel by die dienste, dat U ons harte sal oopmaak deur U Gees. Amen. Ons sing saam, daar waar julle ook al is, en ons sing die lied Getuig, getuig. Christus, dit is ons lewensdroom. Ons droom dat elkeen van ons nie langer skaam sal wees, maar dat ons met vrymoedigheid die boodskap sal versprei, sodat die hele wêreld deur woorde en deur daad die Here Jesus is ons Heer, en almal groet hom. Ek wil sommer dadelik dan 'n spreekbeurt gee vir twee van die sendelinge in Madagaskar wat ons ondersteun, vir Diavolina en dan ook vir Anitra. Kom ons luister na hulle. Hello everybody, my name is Diavolina, I'm from Madagascar. I am the National Director of CF Madagascar, and I want to thank God first for He has to influence people here in Madagascar. We have got 27 full-time workers in Madagascar, and all of us work until today, even we pass through this difficult time in the entire world of the COVID-19. I want to thank God first because He is faithful to all of us. He protects His people and protects my team. Now, even it's very difficult to reach children, we've prayed to God
for counsel what should we do to reach the children, because many children go to hell every day if they don't have the Lord Jesus Christ in their heart. So we prayed and we started to do ministry, personal contact. So my team, they go and do outreach everywhere and bring their mask and put it. Because this is the first condition we have to do, to put mask. So all of us go anywhere and put mask. And then we take our wordless book. This is one of the tools that CF uses all over the world to reach children. So we contact children through using the wordless book and lead them to Christ. Second, we use these tracts say about the greatest doctor. So because people are afraid of the COVID-19, even the children know that. So my team, we go and do outreach and we share the gospel through using this tract. Another things we will do, this one, stop spreading fear. Because of the COVID-19, people are afraid of the sickness. So we use this, and at the end, we led them to Christ. So the Lord used the team. Every week, I receive reports from them, and they say that many children receive Christ. So great thanks to God. And great thanks for you too, because we support my team. We support them by prayer. We support them financially. So I want to thank you. God is great. And thank you very much for supporting the team of CF Madagascar. May God bless you. Thank you very much. Bye-bye. Hello everybody. I hope you are very well. Let me introduce you myself. I am Hunt. I'm married with Ernest. I have 3 children, 2 daughters and 1 son. Their name is Finuna, Finartra, Fandrisen. I work with CF Madagascar, CF Child Evangelism Fellowship. I am a local director in one area of capital city. I was busy teaching at Open Air, the Godness Club. I had school club with a preschooler and until older grade. I promote CF in order to people know the importance of this ministry. I invite them to attend training CF, and when they are ready, I and my colleague train them. Unfortunately, I cannot complete my ministry because COVID-19. We must do the confinement. In spite of that, I praise the Lord because I reach children. I can reach children for this method. I stood at the roadside. I give out the wonder book like this to children and parents. I explained how it works, and many children arrived a complete 10 license. I showed where I stay, and many children receive Jesus Christ. I can share also the brochure like the greatest doctor and stop the fear. Vers ce time, I share God's word in a radio. We want to thank you very much, me and my family, for your support for us. Thank you very much for your prayer, for your support for us, and material. We give thanks to the congregation. Thank you very much. Please pray for me and my family, my ministry.
pray also in order to the COVID-19 will be stopped and I can reach children freely. May God bless you. Goodbye. Vader, ons wil 'n oomblik stil word en vir die Avolena, vir sy werk as direkteur in Madagaskar nie opdra en ook vir Anitra en haar familie, dat U hulle sal versterk en by hulle sal bly. Amen. Sonder enige verdere aankondigings dan, vir Dominee Frik. Ons luister graag na jou, Frik. Goeiedag, liewe gemeente van Wonderboompoort. Dankie vir die voorreg wat ek het om met u te kan gesels in die 25ste sendingjaar en betrokkenheid by sending en hoe om te volhard in sending na 25 jaar. Het is heerlik om te weet dat God 'n boodskap vir elkeen van ons het hierdie jaar en dat God ook met ons wil praat. En vandag uit 1 Petrus hoofstuk 2 uit, daarvan af vers 9 af. Maar voor ons dit lees, kom ons vra net die seën van die Here op hierdie diens van vandag. Wonderlike Here, baie dankie vir sendelinge wat met ons gaan praat, baie dankie vir getuienisse wat ons gaan hoor, maar baie dankie veral dat U 'n God is wat gedurende baie jare en hierdie laaste 25 jaar ook met die betrokkenheid van sending hierdie gemeente geleer en gelei het om betrokke te bly en hulle geseën het daarmee. Ons bid dat U hulle hierdie jaar ekstra sal seën van hier af tot volgende week as ons afsluit met die geloofsbelofte offer, dat ons met verwagting elke dag sal luister en dat die sendelinge sal luister en die boodskappe sal hoor en verstaan wat U deur U Gees aan die gemeente wil sê. Halleluja, amen. Hier in 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 9 staan daar geskryf: Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners, daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. As ons kyk na hierdie gedeelte, dan verstaan ons net Petrus het geskryf aan Christene wat vervolg is en waar dwaalleringe begin inkom het in moeilike tye en dat hulle amper onder kwarantyne geplaas was, dat hulle nie oral kon die woord verkondig soos wat hulle graag wou nie. En dan besef ons net, Jesus Christus het aarde toe gekom en hy het 'n skrynwerker geword tot ongeveer die ouderdom van 30 en 'n bietjie ouer. En hy was 'n bouer wat dinge gebou het en gemaak het vir ander mense. En dan kan ons vir mekaar sê, Christus bou nog steeds die kerk van Christus elke dag. En hoe bou hy dit? Dit is nie, die gemeente is nie 'n plek so seer of 'n gebou so seer of klip en stene nie, maar dit is lewende stene wat die Here gebruik. Mense wat hy gebruik om sy kerk te bou. En as ons praat van Christenmense, dan beteken dit net, ons erken dat ons voorheen nie Christene was nie, dat ons verlore was, maar as hy ons gered het, dan word ons Christen genoem, en dan roep hy ons om te dien, soos wat u gemeente doen. Wat wil Christus deur sy kerk bereik? Ek dink as ons in die Nuwe Testament gaan kyk, dan is daar ongeveer 80 keer wat die Here beelde gebruik oor wat die kerk van Jesus Christus werklik is en hoe die kerk van Jesus Christus werklik behoort om te gaan. En die beeld wat Petrus vandag vir ons hier uitlig, hy sê, julle is die eiendomsvolk van God in hierdie vervolging. As ons in Exodus gaan lees, in Exodus 19, dan staan daar woordeliks presies dieselfde geskryf, wat Moses geroep was
om te praat met die volk Israel. En dan word Petrus geroep om vir die wêreld 'n brief te skryf. En dan kom God vandag na u toe wat luister na hierdie boodskap en hy sê vir u, wat is jou plek in die wêreld wat hy vir jou gegee het en hoe moet jy optree? Julle is 'n uitverkore volk. Julle is 'n uitverkore volk. Dit is nie 'n titel of 'n kompliment nie. Dit is eintlik 'n roeping, 'n opdrag van die Here aan elkeen wat vandag luister en aan jou wat hier is, om te sê, jy is uitverkies deur God om sy volk te wees. Dit is nie 'n volk van wat ons baie keer gedink het, dit is net 'n enkele volk, 'n Afrikaner of 'n Engelse volk of 'n Zulu volk of 'n Xhosa volk of 'n Malagasy volk of enige ander een nie. Die volk van God is oral oor die wêreld, almal wat genoem word Christene. In die Ou Testament het die Here gekom en hy het Abraham geroep en uit Abraham uit het Israel ontstaan en soos Israel gegroei het, het hulle begin faal in die opdrag wat die Here aan hulle gegee het. Hulle het vergeet dat dit God is wat hulle uitgekies het. En die Here sê ook vir ons in Johannes 15 vers 6, julle het my nie uitverkies nie. Ek het julle uitgekies, Wonderboompoort, en ek het julle aangestel, Wonderboompoort, om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat by die bekering sal pas. En dan 2000 jaar gelede, is die dag van Pinkster, 120 mense bymekaar en die gees van God wat neerdaal op hierdie mense met rukwind en stormwind en 4 tonge wat gaan sit op elkeen van hulle om te wys dat hulle vervul is met die gees van God en steeds duur dit voort. En as ons vandag praat van 25 jaar, dan moet ons besef, Wonderboompoort is een van hierdie gemeentes wat hierdie 2000 jaar verleng het tot in hierdie tyd in en vir 25 jaar mense aanmoedig en bemoedig om te sê, raak betrokke, ons is geesvervul en God het ons geroep as 'n uitverkore volk om hom te dien. En dit staan in 1 Petrus 1 vers 23 mooi, net die bladsy hier langs aan. Julle is immers weergebore, nie met verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Dit is daardie lekkerte om vandag vir mekaar te kan sê, ek is 'n uitverkore volk vir die Here. Julle is nie net 'n uitverkore volk nie, geliefdes, hy gaan verder, hy sê, julle is 'n koninklike priesterdom. Weer wil ek vir u sê, dis nie 'n kompliment of 'n titel om 'n koninklike priesterdom te wees nie. Dit staan ook so geskryf in Exodus 19, dieselfde wat Moses gesê het. Maar dit is 'n roeping, 'n opdrag van God. Wat beteken die woord priester? Wat is 'n priesterdom? 'n Priester is 'n tussenganger. Dit is 'n plek. Hy is 'n brugbouer. Priester. En nou kom die Here en hy praat vandag met ons as ons sê, hoe kan ons volhard in hierdie sending en aanhou en uitbou, sodat wat u al nou bereik oor die hele wêreld nog verder sal gaan en ander sal aansteek. En dan kom hy en hy sê, jy moet 'n tussenganger wees. Die Here het jou gekies, liewe persoon wat vandag hier so sit, broer en suster, liewe gemeente. Hy sê, jy moet optree as tussenganger tussen God en die mens. Jy moet uitgaan en dit doen en verkondig. Hoe doen ons dit? Onder andere deur voorbidding. Onder andere deur te kyk na verlore nasies, verlore volke, verlore mense, maar ook om te kyk na ons eie gesinne en dan te sê, Here, wees met my seun, wees met my dogter, wees met hierdie volk in daardie ver land, Iran, Irak, Filippyne, oral waar u sendingwerk doen. En dit is oor die hele wêreld. Ek wil vir u sê, u woord van hierdie gemeente gaan oor die hele wêreld uit wat u gedoen het in die laaste 25 jaar. Maar dit is ook om 'n plek te wees waar mense kan heenkom en kan weet, ek kan praat met die priester. Hierdie priester sal vir my daardie offerande bring. En dit is as ons in die aand gaan neerkniel en sê, dankie Here vir dit wat u deur hierdie dag vir ons gedoen het. Want dan is ons ook 'n brugbouer.
tussen kulture, tradisies en alles om te sê, God wil ons nie almal maak om in groot plekke te bly of om sekere dinge te kan doen nie, maar hy het ons elkeen gekies en aangestel en hy wil ons gebruik waar ons is en hoe ons is. Dit maak nie saak as ons wil praat van kleur nie. God het ons gemaak en daarom is ons trots as ons in die spieël kyk. God het ons 'n taal gegee en daarom praat ons baie meer as 6000 tale oor die wêreld. Net hier in hierdie suidelike deel van Afrika 270 tale. Wat beteken dit om hierdie brugbouer te wees? Dit beteken om hierdie woord van God te gaan tolk na iemand anders toe in sy eie taal, maar elkeen van ons kan dit nie doen nie. En daarom is sending ondersteuners nodig wat u by excellence is. En wat u uitgaan en ander bemoedig en versterk. En baie sendelinge word bemoedig net deur daardie briefie wat jy skryf, daardie foto wat jy stuur, daardie ondersteuning per maand, daardie tyd wat jy sê, ons bid vir julle in hierdie tyd. Ons is nie net uitverkore volk en 'n heilige priesterdom nie. Die Here sê, julle is 'n heilige nasie wat vir God afgesonder is. Afgesonder beteken heilig. Julle is 'n heilige nasie wat vir God afgesonder is. Wat die Here kom doen, hy sê, hy stel ons eenkant, dat ons anderster kan wees as ander mense, maar die woord heilig kom nie meer vandag in die Afrikaanse woordeskat algemeen voor nie. Ons praat van 'n heilige land en dan dink ons aan Israel. Ons praat van 'n heilige volk en dan dink ons aan Israeliete. Ons praat van heilige plekke en dan dink ons aan plekke in Israel of in die ander plekke in die wêreld waar die Christene heen gegaan het en bouwerk gedoen het. Maar jy, sê God, is sy gebou. Jy is 'n heilige nasie wat vir hom afgesonder is. En dit beteken in Jakobus 4, dat sê hy vir ons mag nie 'n vriend van die wêreld wees nie, want hy sê 'n vriend van die wêreld word 'n vyand van God. En dit is die keuse wat 'n uitverkore volk, 'n heilige priesterdom, 'n heilige nasie, wat ons keuse is. Ons is anders as ander mense. Ons is nie materialisties om net stoffelike dinge na te jaag nie. Dit is liefde wat ons dryf. 'n Liefde wat anderster is. As ons gaan studeer, dan is ons anders as ander studente, want Christus is in ons lewe. As ons gaan werk, as 'n motorwerktuigkundige, dan werk ons anders. As ons 'n verkoopsman is ons anders. As jy 'n predikant is, jy behoort anderster te wees. Mense moet Christus in ons kan raak sien, want 'n heilige nasie kan nie weggesteek word nie. Mense sien dit onmiddellik. My baas het eendag vir my gesê, hoe stap hy daar langs die kanaal op en daar's iemand wat aan 'n boot werk. Hy sê elke dag gesels hulle 'n bietjie en so by die 3de, die 4de dag toe vra hy vir die man, hy sê, jong, jy moet 'n Christen wees soos jy praat. Sê die ou kyk hom aan en daar kom trane in sy oë. Hy sê, ek is ekskuus dat dit jou so lank gevat het om agter te kom dat ek 'n Christen is. Skyn ons lig so helder. Ek dink dit is in u gemeente wat ek een keer die opskrif gesien het wat gesê het, die lig wat die helderste tuis skyn, skyn die verste na buite. Of die lig wat die verste na buite skyn, skyn die helderste na binne. Dis hierdie heilige nasie. Dan kom die Here en hy sluit af met hierdie gedeelte. Hy sê, ons is God se eie mense, sy goede. Dis nie 'n kompliment nie. Dis nie 'n titel wat ons dra nie. Dis 'n opdrag om te weet ons is sy eiendom. Persoonlike eiendom. Dit maak nie saak wat wie jy is nie. My naam is Frederik Johannes Jacobus Jansen van Rensburg, maar op 19 Augustus 1973 het daar 'n deel bygekom. Soos 'n vrou wat met 'n man trou of sy haar eie van behou en dan nog haar man se van kry. Dit maak nie saak nie, maar 'n deel het bygekom wat sê Christen. Kritzinger Christen. Botma Christen. Wat jou van in jou naam ook al mag wees. Is dit nie lekker om sy eiendom te wees nie?
persoonlike eiendom, gekoop, en dit sê die Bybel in 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Hy sê, julle weet tog, dat julle nie met verganklike middele, soos silwer of goud losgekoop is nie, maar inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam van God, sonder gebrek. Hoe heerlik kan dit nie wees, om te weet ons is God se eiendom nie, maar dit is ook 'n waardevolle eiendom. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sy seun, gekom vir jou, en vir 25 jaar kom hierdie gemeente en het so ernstig betrokke geraak, vir baie meer jare betrokke by sending, maar ook by hierdie manier van sending wees en sending werk doen, om te sê, die krag van God, die sendingkrag, kom van die Heilige Gees, en alle fondse en alle dinge kom van hom af. Hoe antwoord ons God vandag op sy woord wat tot ons gekom het? Wat sê ons vir die Here op sy aankondiging en roeping? Ons kan nie langer wag nie. Daarom kan ons saam bid. En terwyl ons bid, luister na wat ons bid. En as dit jou woord is, sê dit ook vir die Here in antwoord op hierdie dag se woord. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan reageer op u woord en dat ons weet, ons kon u aanneem en so Christene word. As ons dit nog nie gedoen het nie, wil ons vandag vir u sê, Vader, maak ons u kind. Al sit ons dalk elke jaar in hierdie sendingdienste. En elke keer dan weet ons wil nog nader kom na u toe. Ons wil u volg en ons wil u gehoorsaam as u heilige priesterdom, u eiendomsvolk. Ons wil van u afhanklik wees, want u is die groot ek is. En u het ook ons gemaak om te kan sê, en help ons om vandag te kan sê, ek is 'n uitverkore volk. Ek is 'n koninklike priesterdom tot eer van sy naam. Ek is 'n heilige nasie. Ek is u persoonlike eiendom. Ek behoort aan u. Ek is u goede. Dankie, Here. Amen. Heerlike dag verder vir u. As deel van ons gebed, kom ons stel onsself beskikbaar vir die Here en sing, stuur ons Here, stuur ons sal gaan. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, nabyheid en krag van die Heilige Gees by elkeen van julle wees, soos wat julle gaan.